Matteus 11 vanaf vers 25. In daardie tyd het Jesus gesê: Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan verslim en geleerde mense verberg het, en dit aan doodgewone, eenvoudiges soos ons bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadigde bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou, en niemand ken die Seun, en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak vandag. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Kom ons neem 'n oomblik waar ons stil word vir die Here, daadwerklik hoor wat sy Gees vir ons wil sê. Here, diep in ons hart leef daar 'n begeerte, dalk 'n droom, 'n vraag, 'n worsteling, wat net U kan beantwoord, bevredig of tot bedaring bring. Ja, Here, dit is die besonderse van ons geloof, dat U persoonlik in ons, dat U weet wat in ons harte aangaan, wat ons begeertes en drome is, en dat U Vader vandag teenwoordig is. Maar mag ons ook onthou dat U nie alleen teenwoordig is nie, maar dat U praat, koester teenwoordig is nie, maar dat U praat, koester, omvou. Dat U deur die Gees op 'n besonderse manier binne in elke persoon se hart werk. Vandag wanneer die Gees beweeg in ons harte, waar ons dalk 'n warm gevoel kry, Vader, van wat U vir ons sê, waar ons dalk 'n gedagte kry wat ons nog nie aan gedink het nie, wat ons die hoop gee, die rustigheid, mag dit ook drink, en dit sal hoor soos 'n boodskap wat gegee word deur 'n ewige Vader. Ja, wanneer ons na ons ouers toe gaan en ons is in nood, as kinders net wil skuiling vind, dan weet ons in daardie oomblik is ons nie skerm. En so wil ek vra, Here Jesus, dat wanneer ons vandag ons plek inneem by U arms, dat dit wat U vir ons wil invluister, in ons diepste wese sal vasbrand. En dat ons dit in ons huise, ek vra, Vader, Here Jesus, dat U en U alleen die ereplek sal inneem om verheerlik te word. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe van God die Vader, sy Seun, die Seun en die Heilige Gees. Ek sê weer, die genade van God die Vader, sy Seun, Jesus Christus en die Gees, kom na jou toe. Hoor dit. Hoor dit. Neem dit. Maak dit vas en glo. Gemeente, die eerste van 2 teksgedeeltes wat ons saam lees, kom na ons toe vanuit die profeet Jesaja se boek. In die 28ste hoofstuk, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 14 tot 22. Indien jy 'n merker in jou Bybel wil sit wat ook iets meer sê oor Jesaja 28, sit daardie merker by Jesaja 8 in.
Want soos wat die gesprek rondom die fondament wat ons vind in Jesus Christus, is dit noodsaaklik dat ons sal verstaan. Hierdie klip wat die Here in die wêreld ingestuur het, om 'n fondasie te bou vir sy kerk, kan in een manier vir ons te bou vir sy kerk, kan in een manier vir ons 'n hoop gee, dat wanneer ons op hom bou, dat ons dit sal maak in hierdie wêreld en dat ons teen die stormwinde sal kan bly staan. Maar Jesaja 8 sê ook, hierdie klip wat aarde toe gekom het, kan ook 'n struikelblok wees. Een wat ons in hierdie wêreld moet weet, kan optree as 'n oordelende faktor, omdat ons nie in hom wil glo nie. Maar ons fokus op Jesaja 28, omdat dit aansluit, net nou sal lees. En ek wil hê jy moet hoor in die konteks van Jesaja se eie woorde, soos wat hy met Israel praat, dat hy vra, waarom sal jy jou lewe, jou toekoms, jou drome, jou begeertes bou? Waarom sal jy God verraai wanneer die Here vir jou alles gee? Wanneer hy vir jou die lewe skenk? Wanneer hy vir jou liefde wys? Wanneer hy vir jou mense gee om in verhouding te staan, waarom sal jy so ver gaan as om God te verloon en te sê, ek het hom nie nodig nie? Hoor Israel, kerk van die Here Jesus Christus vandag, ek wil die fondasie wees vir jou lewe. Ons lees saam vanaf vers 14. Hoor die woord van die Here, julle ligsinniges, wat regeer oor hierdie volk in Jerusalem. Julle sê, ons het 'n ooreenkoms met die dood. Ons het 'n verstandhouding met die doderyk. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal hy ons nie tref nie. Ons het die leuen as skuilplek gemaak. Ons kruip veilig weg agter die valsheid. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip sit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat die fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Ek maak geregtigheid die maatstaaf, regverdigheid die toets. Maatstaaf, regverdigheid die toets. Is jy deel daarvan, Israel? Dit moet jy weet, as jy nie aan die maatstaaf van geregtigheid en regverdigheid voldoen nie, sal die haal kom. En die haal sal julle skuilter, sal julle wegkruipplek verspoel. Julle ooreenkoms met die dood word opgehef. Julle verstandhouding met die doderyk sal nie bly staan nie. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal julle in hom ondergaan. Hy sal julle meesleer en hy sal dag vir dag kom, dag en nag. Dan sal julle dit louter verskrikking wees, om die boodskap uit te lê wat ontvang is. Die bed sal te kort wees om reguit op te lê. Die kombers te smal om jou, soos by Pirasimberg sal die Here hom gereed maak. Soos in die laagte by Gibeon sal hy hom in sy troon voorberei om te doen wat hy wil doen. Om die taak te verrig waartoe hy besluit het. En dit is iets vreemds wat hy wil doen. Dit is 'n uitsonderlike taak. Staak julle ligsinnigheid, sodat die bande nie nog stywer om julle getrek word nie. Ek het by die Here my God die Almagtige gehoor, dat dit by hom vas staan. Hy gaan die hele land verwoes. Gemeente, dit is belangrik dat wanneer ons die profeet Jesaja se boek lees, dat ons verstaan dat dit in 'n konteks
gebeur en plaasvind waar Israel so ver afgedwaal het van die Here af. Volk en stad wat tot stand gekom het deur hulle voorvader Dawid en Salomo vernietig gaan word en weggeneem word. Ons het nodig om te verstaan dat die aanloop van hierdie rampspoedigheid, sê Jesaja, het nie gegaan daaroor dat God sy volk vergeet het nie. Daaroor gegaan dat God sy volk wou straf, omdat hy kwaad is vir hulle, maar omdat hy nodig het om in te tree, want hulle het hom vergeet. So sê Jesaja, het hulle op 'n plek gekom waar hulle self die troon ingeneem het wat alleenlik aan God behoort. Hulle het gedink dat vir die laaste 300 of 400 jaar wat God vir hulle gesorg het, sal aanhou duur, niks sal hulle ooit tref nie. So selfversekerd was hulle op hulle eie planne dat hulle begin het om afgode begin innooi het in hulle heiligste van allerheiligstes in en dit aanbid het. Waarom is hierdie teksgedeelte vir ons so belangrik? Ons het nodig om te hoor wat Jesaja vir die volk sê. God praat met vir die volk sê. God praat met jou vanoggend. God kom na jou toe en hy fluister binne in jou hart vandag wat hy wil hê jy moet hoor. Maar selfs wanneer God fluister en jy hoor hom nie, luister nie, selfs as God skree en jy hoor nie, wat moet hy nog doen? Gemeente, ek wil nie so ver gaan vandag as om te sê dat God op 'n manier moet intree op so 'n manier soos wat hy met Israel gedoen het nie. Maar sal dit kan gebeur dat die Here soms 'n pad moet loop met 'n mens wat hom laat swaar kry sodat hy moet weet God bestaan? Ja. Ons dien 'n genadige God, Jesus Christus, maar ons dien ook 'n God wat nie alleen bemoeienis maak met ons lewe vandag nie, maar wat bekommerd is oor ons toekoms en die ewige lewe. As jy 'n goeie vader was en jy het geweet dat jou seun of jou sou jy nie ingetree het om hom te keer nie. Ek wil veronderstel 'n goeie vader sal intree sodat hulle gered kan bly. God sê vanoggend vir ons, luister na my. Jy mag dalk nie op die ramp nie, maar jy sal jouself op vir groot ongelukkigheid. Waarom? Want die vrese en bekommernisse en onsekerheid wat julle in leef vandag, haal julle fokus van my af. En julle dink daar sal redding kom af. En julle dink daar sal redding kom vanuit politieke leiers, van beleide wat vasgemaak word in hierdie tyd wat julle toekoms bepaal. Julle dink julle uitkoms sal kom wanneer julle luister na die media en julle dink aan alles wat tans gebeur. Oor wat weggestoor is in banke. En julle vergeet dat die ewige vesting, die enigste een wat julle hoop kan gee, God is. Weet jy wat is die fondasie van die kerk? Die fondasie van die kerk, die middelpunt van ons gemeenskap en die wêreld, dit is ons Here Jesus Christus. Ons leef in 'n tyd waar ons nodig het om te gaan herinterpreteer wat die Bybel vir ons sê. Staan wat daar staan. Ek wil veronderstel dat hier 'n paar van julle was, net soos ek, wat die teksgedeelte gelees het en gesien het dat daar staan, God gaan 'n fondasie in plek sit. En soos ek gedink het aan die konkreet wat uitgegooi word op die grond, sodat 'n huis gebou kan word. Maar ons vergeet vanuit die konteks waarin Jesaja geskryf het, dat hy gepraat het van die hoeksteen
wat in die middelplek van die poort ingebou word. Want dit is juist daardie hoeksteen wat die hele gebou aan mekaar hou. So sê God vir ons vandag, as ons op hom staat maak, sal hy ons in stand hou. Maar as ons hom verloon, as ons hom, sal selfs dit wat ons opbou in duie stort. So het ons ook nodig om te weet vandag, gemeente, dat wanneer ons in hierdie lewe ingaan, ons fokus moet hou op die Here. Gemeente, die tweede teksgedeelte wat kom na ons deur die eerste boek van Petrus in die tweede hoofstuk, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot 10. En dit is belangrik dat wanneer ons hierdie teksgedeelte gaan lees, dat ons sal begin om die toue bymekaar te trek, om te hoor wat die Here Jesus bymekaar te trek, om te hoor wat die Here Jesus Christus deur sy kerkvader Petrus wil sê. Reeds voor die val van die tempel, reeds voor die val van die volk, het God gesê, ek gaan 'n beweeg sal word deur die bose en die wêreld nie, maar wat die hoeksteen sal word vir elke gelowige wat daarop bou, wat daaraan vasmaak, sy fondasie as te ware gaan vestig op Jesus Christus. Ja, so sal ons dit moeilik hê, sê die Here, maar weet ek hierdie wêreld reeds oorwin, omdat ek myself gegee het as verlossingsprys vir jou. Jy kan weet dat as ek jou so lief het, dat dit nie saak maak waar jy is vandag nie, die Here Jesus Christus sal vir jou sorg. Soos jy saam met my lees in 1 Petrus 2, raak bewus van die skare wat daarna moet luister die woorde. Die skare wat daarna moet luister die woorde. 'n diaspora, sê die kommentare, 'n verspreide nasie wat geen veilige vesting het of plek waar hulle behoort nie. 'n volk wat onseker is oor die plek wat hulle moet volstaan in 'n land wat teen gediskrimineer word. Hoor wat sê Petrus vir hulle vandag in die tweede hoofstuk. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met bedrog, huichelarij, jaloesie en soos pasgebore kindertjies smag na melk. So moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar die wat nie glo nie, geld die woorde voor. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip wat jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. Aan die woord vashou en dit glo nie. En so het God dit ook vir hulle bestem. Maar weet jy, julle daarteen wat uit verkies is, as volk, as kerk van ons Here Jesus Christus, julle is 'n koninklike priesterdom,
'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Kom ons neem 'n oomblik, dan bid ons saam. Ja, Here, so kom vra ons dat die woorde wat U wil spreek tot ieder en elkeen van ons nie uitgedoos sal word nie, maar dat ons fokus sal hou op dit wat U vir ons wil sê. Opgesluit in hierdie woord, Here Jesus, is daar nie alleen 'n boodskap van motivasie, maar bevestiging daarvan dat U bly sorg. Die kerk van Petrus was versprei oor die aarde. Die bose het probeer om die kerk te stuit, om hulle negatief te maak, om hulle negatief te maak, om hulle te beïnvloed, om die geloofprys te gee. Maar U het dit nie toegelaat nie. U het die kerk in stand gehou en duisende jare daarna staan die kerk nog steeds. Daarom weet ons in die kerk nog steeds. Daarom weet ons as U in daardie tyd getrou was, sal U ook vir ons getrouheid bewys. Mag ons daarom, soos wat ons reflekteer oor die woorde van 1 Petrus 2 hoor, U ken ons, U het ons geplant en U sal vir ons sorg. Ons kom vra, Here, dat U met ons elkeen sal werk. Amen. Gemeente, wanneer ons vandag fokus op 1 Petrus 2, dan kyk ons terug na wat ons saam gelees het in Jesaja 28, 'n gedeelte wat daarvan getuig dat ons lewe gebou word op 'n vaste fundament, of een wat nie gewortel is in God nie. Ek dink saam met julle oor die gelykenis wat Jesus vertel het van die twee bouers. Die een wat gegaan het en besluit het om sy huis te bou op die rots. Die ander een wat besluit het om sy huis te bou op die wind het gewaai, die omstandighede in die wêreld het naby aan beide van hulle gekom, maar net een het gebly staan. Een wat sy fondasie in Christus gemaak het, kon deur die stormwinde beweeg en hy kon daardie moeilikheid geskyn het. Ek dink saam met julle oor nog 'n metafoor van die bouer. Toe Jesus Christus gesê het, watter bouer sal gaan en 'n huis bou, sonder om deeglike beplanning te doen oor wat dit hom sal kos. Watter bouer julle sal gaan en 'n huis begin bou, net om dit te los halfpad, omdat die son te warm gebrand het, omdat die geld opgeraak het waarvoor hy nie beplan het nie. So is dit met die geloofgemeente dat wanneer ons vir mekaar kom sê dat ons 'n keuse gemaak het in God, het ons nie alleen 'n keuse gemaak wat net ons gedagtes sis nie. Hoeveel mense maak 'n keuse om Jesus Christus te volg na hulle lewe uitgedraai het om 'n ramp te wees. Om Jesus Christus te volg na hulle lewe uitgedraai het om 'n ramp te wees. Dat hulle soos 'n metronoom geval het en oordompel na Christelike waardes en normes toe om die wêreld en die omstandighede wat hulle in die verlede geleef het te probeer uitwis. So half, hoeveel mense sal kort voor hulle dood Jesus Christus aanneem uit vrees dat hulle gaan brand in die hel?
Hoeveel mense vandag kies om Jesus Christus te volg, omdat dit net 'n mooi verhaal is wat ons kan toeëien in onsself, verhaal is wat ons kan toeëien in onsself, wanneer ons in die aande moet gaan slaap, wanneer ons in moeilike tye verkeer, dat ons net vir mekaar kan sê, daar is 'n God, en hy weet waardeur ons gaan. Gemeente, as ek dink aan daardie maniere van mense wat vir God volg, dan kan ek nie anders as om te dink dat hulle 'n essensiële gedeelte van hierdie verhouding met God mis nie. 'n God wat begelei, 'n God wat straf, 'n God wat wysheid gee, ons kan word wie ons gemaak is om te wees. Ons leef vandag in 'n wêreld waar daar verskeie stemme is wat skree. Verskeie beelde is wat ons aandag aftrek. Myself beloof dat ek nie seksueel of polities sal preek vandag nie, maar ek veronderstel julle weet waarvan ek gesels. Ons leef in moeilike tye, gemeente. Tye wat ons as mens bedruk maak. En dan wil ons moedeloos raak, en ons wil op 'n plek kom waar ons net wil tou ingooi en sê Gods water oor Gods akker. En dan kan ek nie anders as om te dink, is dit die verhouding wat ons met God het nie. 'n God wat gesê het, ek het vir jou 'n vaste fondament geskep wat nie sal geskei word nie. Daardie God wat vandag in hierdie wêreld teenwoordig is, die God wat in jou lewe teenwoordig het, dit is die God wat jou geplant het in hierdie wêreld. Wanneer ons dink aan dit wat Petrus in hierdie wêreld, wanneer ons dink aan dit wat Petrus vir sy mense kom sê, kom dink ons aan vers 1 tot 3 waar Petrus gesê het, alles wat jou besig hou vandag om te cope met die samelewing, te cope met jou moeilik, angs en stres, daardie gryp na frustrasie toe, om uiting te gee wat binne jou is, wat die vorm aanneem van gierigheid om te steel sodat jy net op 'n manier stabiliteit kan kry. Daardie manier om tyd kan kry. Daardie manier om kwaad te praat oor ander mense sodat jy jou frustrasie kan uitkry. Al daardie goed wat jou besig hou vandag, laat dit vaar. Just let it go. Want die hoeveelheid tyd om daardie goeders te doen, neem die tyd weg wat jy kon gehad het om saam met God tyd te spandeer. Gemeente, wie van julle wat hier sit, het dalk 'n ouer verloor te vroeg? Oomblik sou ek wou gehad het om te hoor wat daardie ouer vir my sê. Moenie te laat agterkom, sê Petrus vir sy volk, van God, dat God vir jou 'n lewe wil gee, een wat getuig van Psalm 34 vers 18 tot 21, wat sê, as regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdiges ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit elkeen. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige, en geen van sy bene word gebreek nie. Ja, sê Petrus, woorde lees. Dit moet julle goed weet. God het jou in hierdie wêreld ingestuur om te blom. God het jou in hierdie wêreld gesit om 'n verskil te gaan maak. Maar as jy dit nie doen nie, wat is jou waarde?
As jy nie jou volle potensiaal uitleef in die omstandighede waarin jy is nie, watse waarde voeg jy toe aan God se koninkryk? Ja, gemeente, julle kry swaar. Ek weet die mense diskrimineer teen julle. Dis nou lank na die vervolging van die gelowiges plaasgevind het. Lank na hulle onderste bo gekruisig is, aan die brand gesteek is, met spiese doodgesteek is, na die leeu's gegooi is. Dis lank dat gesteek is, na die leeu's gegooi is. Dis lank daarna. Maar daar's nog steeds 'n merk op die Christene. Dat wanneer die volk hulle sien en die mense in hulle kom en hulle weet hy's 'n Christen, dan word daar teen hulle gediskrimineer. Mense weerhou hulle dienste van hulle. Mense weerhou hulle goedgunstigheid teenoor hulle. Mense sluit hulle uit. En Petrus sê, ek verstaan beter as enige van julle hoe dit moet voel om uitgesluit te wees. Ek was die geken intiem, ek het die pad saam met hom gestap, en in die aand voordat hy oorgelewe sal word, aan die Joodse volk het ek gesweer, ek sal hom nie verraai nie. En toe die eerste soldaat opdaag, het my hart begin klop. Toe Jesus geneem is, na die priesterhoofde toe, het ek gevlug. Toe die vrou vir my vra, ken ek vir Jesus Christus, het ek hom verraai, deur te sê, ek ken hom nie. En by die kruis het ek opgekyk na die een wat ek vergeet het. Na die een wat ek vergeet het. En vir 'n oomblik het ek 10-1 ook gevoel soos julle voel. Gebrandmerk as verraaier. Maar hierin moet julle weet, Christus is genadig, hy het opgestaan, sê die genadig, hy het opgestaan, sê die boek van Johannes, en hy het my kom haal. En hy het my 'n tweede kans gegee. Moenie vandag dat wanneer jy in hierdie lewe leef, met 'n merk in jou binneste rondloop wat sê, jy hoort nie hier. Jou plek is op die fondasie van God. En op hierdie fondasie kan jy weet, jou huis sal gebou word. Jy sal 'n lewende steen word vir die tempel van ons Here Jesus Christus. 'n Getuienis wees vir jou nageslag. En vir die mens lig wees, die sout wees, wat mense herinner, dat daardie God bly bestaan. Dat sy hande oop is. Maar wat gebeur wanneer jy daardie waardevolle besitting, wat jy is, laat afsterf sitting, wat jy is, laat afsterf in die grond? Wanneer jy toelaat dat vrees en bekommernisse jou hart domineer, wat jou soos 'n volstruis veroorsaak om jou kop in die grond in te druk, en te dink jy is niks werd nie. Jy beteken niks nie. Wie het jou laat glo, volk van God, dat jy nie 'n plek het wat jy hoef vol te staan nie, 'n ereplek het wat vir jou uitgekloof is nie. Petrus sê dit vir die gemeente. Hy sê dit vir hulle. Julle dra nie alleen die merk wat die mense op julle sit, die binne in julle dra julle die lig wat skyn, wat die duisternis uitdryf. Waarom doof jy die lig uit en dryf? Waarom doof jy die lig uit en hou jou fokus op die merk wat die mense op jou sit? Identiteit, gemeente, is wat ons nodig het om in te neem in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die rede daarvoor? Die rede daarvoor is baie eenvoudig. Petrus sê vir die volk, en ek wil veronderstel, God sê dit vir sy kerk ook vandag. Ek het jou aarde toe gestuur,
wat deel kan maak vanuit hierdie legkaart wat ons noem die kerk, wat gevestig is in die koninkryk van God. En as jy net jou legkaartstuk wil vat en hom plant binne in my, dan sal jy die lewe sien soos dit gemaak is om te wore is, wat dalk op die ouderdom van 30 of 40 'n operasie ondergaan het en sy oë oopgemaak het vir die eerste keer, sien die lewe so mooi. Die oorlog is nog steeds daar, die politiek heers nog steeds, mense is steeds daar, die politiek heers nog steeds, mense is nog steeds besig om mekaar leed aan te doen, maar dit maak nie meer saak nie. Want al wat daardie persoon sien is die son wat skyn, die wind wat waai, die oomblikke wat geskenke is. Wind wat waai, die oomblikke wat geskenke is. Ja, sê die Here vir ons elkeen vandag, mag ons weet dat in die lewe waarin ons is daar 'n fondasie waarop ons lewe kan bou. En veilig wees, en sal ons ook kan seëvier. Ek hoop die Here praat met iemand vandag, wanneer ek sê amen op hierdie boodskap. Here Jesus Christus, ek sê dat U weet wat in ons harte aangaan en dat U Vader op 'n besonderse manier U woord vir ons wil gee. 'n persoonlike woord, dalk van bemoediging, dalk 'n herinnering van wie in ons leef. Dalk kom U met 'n troostboodskap, Here. Dalk 'n boodskap van bemoediging. Mag iedereen en elkeen van ons wat hier sit vandag daardie boodskap wat U vir ons persoonlik gee vasmaak. En mag ons tot bedaring kom in U. Here, dankie vir hierdie dag van rus. Die dag wat U vir ons gemaak het om te reflekteer. En mag ons ook so doen, Here Jesus, reflekteer oor die woord wat U vir ons gegee het van Uself, Here, in en deur ons lewe. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die bystand van die Heilige Gees, Christus en die bystand van die Heilige Gees, gaan met jou saam. Dit omvou jou, dit dra jou, dit stuur en beskerm jou, dit begelei jou, en dit anker jou op die ewige fundament wat nog